Goeiemôre. Vriende, baie welkom vanoggend op die derde Adventsondag. Amper Kersfees, die Sondag van vreugde. Mag vanoggend vir ons 'n vreugdevolle geleentheid wees. Kom ons groet gaan mekaar, sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou. Kom ons groet mekaar. Ons gaan, terwyl jy so bly sit, begin met 'n lied, net om ons in die stemming van hier wees, te help. Gewoonlik sê ons, julle kom van die huis af en almal is haastig en almal is gejaag. Ons dominees probeer vroeg wees om 'n bietjie rustiger te raak, maar meeste oggende dan is ons vroeg hier en dan maak die elektronika ons onrustig. Vanoggend is so 'n oggend. So ek het ook nodig om rustiger te raak, net voordat die diens dan verder sy loop neem. Ons gaan luister na, Jacques gaan ons 'n lang inleiding speel vir Koos Du Plessis se gebed. Wat ek is net genade en wat ek het is net geleen. En dan gaan ons dit sing. Maar let baie mooi op die woorde, wanneer ons dit sing vanoggend. Kom ons raak stil, luister na die inleiding en dan sing ons dit.
se vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek en elke keer het ek gedwaal. Maar elke keer het U my iewers kom haal. Here, laat dit tog nou slag die laaste keer wees wat U my hoef te kom haal. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer, dan staan nou vanaand, en dit beteken nou nie net ons kan dit in die aand sing, die vanaand, die donkerte, die nag wat op hande is, lei my Heer vanaand na U rus. En vriende, dis waaroor Kersfees gaan. Dis wat Paulus in sy redenasie met die Here op soek is na. Here, ek het al hoeveel keer vir U gevra, neem hierdie stuk swaar kry, hierdie wroging, hierdie teleurstelling, hierdie pyn wat ek het, neem dit net weg. Nee, Paulus, dit gaan maar daar bly. Maar terwyl dit daar is my genade vir jou genoeg. Terwyl jy swak is, kom my krag juis tot volle werking. En vriende, dit is hoekom die magtige God 'n babietjie geword het en in 'n stal gebore is. In ons wêreld. Want wat ons is maar net genade. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werk van God die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan 3 liedere sing. Dis Kersfeestyd. Dis die tyd waarin ons daaraan dink dat God mens geword het, in ons wêreld ingekom het. Ons sing Kom alle getroues, ons gaan 3 verse sing daarvan. Herders op die ope velde, en daarna sing ons die servant song, die lied waarin ons sê dat Christus 'n knegg, 'n dienaar geword het. En ons het ook moet wees. So kom ons staan vir al 3 liedere. No, no, baby.
wil ek dink nie, hier is vanoggend van ons jonger kinders by ons, maar ek wil graag vir hulle iets gesê het, maar miskien is daar van julle wat al wakker is, en dalk saam met julle ouers inskakel vanoggend op die diens, by die diens, dalk is julle met vakansie, ja, ek wil ook vir julle sê, Kersfees is nou baie naby, en ek het iets saamgebring vanoggend, wat ek vir julle wou gegee het. Kersfees is dit van geskenke, en mense is altyd so bly as jy 'n geskenk kry. Maar as jy die geskenk vol verwagting oopmaak, en daar's niks in nie, is dit nie lekker nie. En miskien voel ons soms ook so, of alles so leeg is, en dan niks binne-in is nie. Maar as ek hom dan oopmaak, en daar's wel 'n geskenk, en as ek baie bly, dan is ek opgewonde oor die geskenk, en ook opgewonde oor wie dit vir my gegee het. En Kersfees sê vir ons, dat ons 'n geskenk ontvang het. Jesus Christus, die kind wat in die krib vir ons gebore is. Kersfees sê vir ons, dat elkeen van ons, en elke kind, en elke groot mens, geliefd is. Dat hierdie geskenk, 'n teken is, van God se liefde, van sy groot geskenk, wat hy vir ons gegee het. En ek hoop dat julle in hierdie vakansie, as daar van die kinders is wat dit nou luister, maar ook ons wat vanoggend hier is, dat ons in die vakansietyd nie net so hard sal voorberei vir volgende donderdag nie, maar elke dag sal weet, Christus is ons grootste geskenk. Ons is geliefd. Uit dankbaarheid daarvoor, gee ons 'n dankoffer. 'n Dankoffer, wat maar net die simbool is daarvan, dat ek myself gee, as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir God aanneemlik is. So kom ons gee ons dankoffers vir die Here. As ons praat van dankbaarheid, dan dink ek is nou vanoggend 'n goeie oggend om ook dankie te sê vir baie mense wat ons nie eens altyd van weet nie. Wat so agter die skerms op 'n oggend soos vanoggend, maar ook baie ander oggende en ook as alles goed gaan,
vir ons help met al die elektronika en al die goed wat moet werk vir die erediens. So vir almal van julle wat ook 8:55 julle asems ophou in die oggend, weet net dat ek en Samantha bitter dankbaar is vir julle en die gemeente is vir julle dankbaar. Dankie vir alles wat julle ook vir ons doen. Ek dink ons kan soms vir hulle 'n handeklap gee. Voordat ons uit die Bybel lees, gaan ons 'n lied sing terwyl julle bly sit. 'n Lied wat ons baie in die gemeente sing en wat ons baie goed ken. 'n Lied waarin ons sê dat daar water in die woestyn is. En onthou nou die woorde waarmee ons vanoggend se diens begin het. Ek smag na u waters van rus. As ons nou gaan sing, daar is waters in woestyne.
Andries, ek hoop jy's nog alright. Die lig het nou letterlik op jou neergedaal. Maar ek dink dan is sag genoeg dat jy nie seer gekry het, hoop ek. Here, dankie dat daar rus is in U. Rus op 'n onrustige oggend. Rus in 'n onrustige en 'n onstuimige land. In 'n onrustige, onstuimige wêreld. Dankie Here dat U gekom het met genoeg genade, met oorvloedige genade, om ons lewens te vul, sodat ons nie leeg is nie. Dankie vir U woord, U woord wat die lig is, die lamp is. U woord wat vir ons leer en onderrig. Here, bid ek dat U vanoggend U woord sal oopbreek, sodat ek en elkeen van ons dit sal verstaan en sal hoor, en met vreugde sal kan leef. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Jesaja hoofstuk 35, en dis nou so amper aan die einde van die eerste deel van Jesaja, wat by hoofstuk 39 eindig. En die eerste 39 hoofstukke gaan oor die Israeliet wat in ballingskap is. En nou in hierdie tyd, sê hy, in hoofstuk 35, die woestyn, die dor land, sal jubel. Die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille. Hy sal in volle bloei staan. Hy sal juig en sing. Hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red. Blinde sal kan sien. Dowes sal kan hoor. Lammes sal rondspring soos takbokke. Stommes sal kan sing. Strome water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die verskroeide aarde sal 'n moeras word. Dorslande, waterryke wêreld. Waar daar nou net vir jakkalse lêplekke is, sal gras en riet en biesies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop, en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeu's op die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere oploop nie. Hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Vriende, die afgelope maand, of meer as 'n maand, se talle brande hier in die Wes-Kaap, Suid-Kaap, het erge spore van verwoesting gelaat. Waar daar 'n dag of 'n week of 'n maand van tevore nog pragtige plante groei was, is daar nou net 'n swart verskroeide stuk aarde.
En dan praat ons nie eens van die infrastruktuur wat vernietig is nie. Nou as 'n mens nou vandag, 'n dag of 2 of 'n week nadat die brand verby is, op so 'n verskroeide stuk aarde staan, en jy kan 2 jaar of 3 jaar of 'n aantal maande in die toekoms inkyk, en jy kan sien dat daar weer plante groei is. Dat alles weer begin groei het. Dat dit eintlik beter lyk as wat dit voorheen gelyk het. Dan raak die swaar van vandag baie ligter. As 'n mens in Namakwa-land ry, en jy sien net plate en plate blomme, dan vergeet 'n mens soms hoe droog dit was 'n jaar of 2, 3 gelede. Dan vergeet jy dat alles net vaal was, dat die diere daarop geloop het en gesoek het na iets om te eet, totdat hulle ook maar later omval, omdat hulle so honger en so dors. Of andersom, as jy op die vaal, droë woestyn Namakwa-land stap, omdat daar al hoe lank nie reën is nie, en jy kan vooruitkyk en sien volgende jaar is dit net blomme, dan word die swaar heel wat ligter. Vriende, as ons lees van 'n ouma wat spesiaal Kaap toe vlieg, om haar kleinkind se verjaarsdag by te woon, en op pad na die Weskus verongeluk sy. Ekskuus. En op pad na die Weskus verongeluk sy. Word sy doodgesteek deur mense wat 'n randsak wil steel. As ons die afgelope week lees dat onwettige vuurwapens nog steeds in groot getalle in die land ingesmokkel word. As ons lees van mense wat getuig oor misdade wat in die land gebeur, en hulle as gevolg daarvan doodgemaak word. As ons lees van 'n taxi-bestuurder wat in Kuilsrivier oor 'n rooi lig ry, voor 'n motor inry, en dan uitklim, en begin skop en slaan en vloek en skel, en uiteindelik die motor se venster stik en slaan, sodat die glas op 'n babietjie wat binne in die motor sit, val. As ons lees, en as ons hoor van mense wat wreedaardig aangeval en doodgemartel word, dan kan dit vir ons voel, of ons op 'n uitgebrande stuk aarde staan. Ekskuus, ek wil net sien waar ek nou is. Of ons by uitgebrande stuk aarde staan, dan kan dit vir ons voel of die lewe, of die lag, as dit ware uitgebrand is, uit ons wêreld uit. Dan voel dit of ons in die Namakwa-land woestyn staan, en daar's net droogte, en daar's net klippe, en alles is dood. En dit is, vriende, hoe die Israeliete gevoel het, wanneer Jesaja met hulle praat in hoofstuk 33-34. Alles is dood. Hulle is in ballingskap. Hulle is in 'n vreemde land. Alles wat hulle het of gehad het, het hulle verloor. Hulle is moeg. Hulle is moedeloos, sonder enige vooruitsig. Hulle wêreld lyk soos 'n uitgebrande stuk veld, of soos die Namakwa-land woestyn. En terwyl hulle in hierdie benarde, donker, moed verloor tyd van hulle lewe is,
hoor hulle ewe skielik en onverwags hierdie ondenkbare woorde. Die woestyn, die droë land, die afgebrande veld sal jubel. Die wildernis sal juig en bloei soos 'n lelie. Hierdie woestyn, blomtyd. En dan staan daar in vers 2, Israel sal die mag van die Here sien. Al lyk die omstandighede hoe uitsigloos. Kan en sal God weer nuwe lewe, nuwe hoop en nuwe vreugde gee. Want vriende, Jesaja 35, die hele Jesaja, maar dit loop dan uit die eerste deel op hierdie hoofstuk, sê vir ons, dat vreugde is nie om tussen die plate blomme in Namakoland te stap nie. Die blomme maak jou opgewonde. Dit laat jou lag. Dit laat jou die mooiste foto's neem. Maar as die wind daaroor waai, en die hitte kom, en die droogte kom, dan is dit weer weg. En as die veldblomme die bron van ons blydskap was, van ons vreugde was, dan is dit ook weg, as die blomme weg is, en as die droogte weer kom. Vreugde, vriende, vreugde is om in die dorre woestyn te staan, om in die afgebrande veld te staan, en te weet, nie noodwendig so te voel nie, maar te weet, ek is nie aan hierdie woestyn, aan hierdie stuk uitgebrande veld, uitgelewer nie. Om op hierdie uitgebrande stuk veld te staan, en in hierdie Namakoland woestyn te staan, en te weet, hier onder die grond, waar ek nie kan sien nie, lê daar saadjies, en is daar blombolle, wat binnekort gaan ontkiem, en hulle koppies gaan uitsteek in hierdie woestyn, op hierdie dorre, uitgebrande veld, en gaan opkom, en plante gaan word, en gaan blom. Onder hierdie grond, in hierdie dooie stuk grond, is daar die potensiaal en die krag van nuwe lewe. En niks kan dit keer nie. Niks kan keer dat 'n klein gousblommetjie vir 2, 3, 4, 5 jaar onder die grond lê in die barre Namakoland woestyn. In die versengende hitte. En as daar 'n bietjie reën val, dat dit ontkiem en opkom nie. Vreugde kom nie van die blomme af nie. Kom nie van goed op die aarde af nie. Vreugde kom van God af. Vreugde is iets wat net God kan gee. Maar God gee dit ook nie vir almal nie. God loop nie in die strate en hy deel dit maar net uit vir almal wat by hom verbystap nie. Party mense dink dit behoort so te wees. Daarom is hulle kwaad vir God as dit sleg gaan, as dit moeilik gaan. Dan is dit skielik God se skuld. Maar nee, vriende, vreugde is die resultaat, is die vrug, is die blom van 'n herstelde verhouding met God. Vreugde is die resultaat daarvan dat ek dit toegeëien het, dat Jesus Christus my skuld gedra het, en dat ek weet en dit beleef dat ek geliefd is. Vreugde, en dis die tema van ons preek, van my preek vanoggend. Vreugde is die ervaring daarvan, dat die heelheid van God oopbreek in my gebrokenheid en in my gebroke wêreld.
Ek gaan dit herhaal. Vreugde is die ervaring, is die wete, dat die heelheid, alles wat God is en gedoen het, dat die heelheid van God oopbreek in my gebrokenheid, in jou gebrokenheid, in hierdie gebroke wêreld. Jesaja 35 vers 3 en 4 sê dit so mooi. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk. Moenie bang wees nie. Julle God is hier. Sê vir moedelose mense, sê vir mense wat op uitgebrande veld staan. Sê vir mense wat in die woestyn is. Sê vir mense wat alles verloor het. Moenie bang wees nie. Julle God is hier. Dis vreugde. Om in die woestyn te staan en te weet, God is hier. Onder hierdie harde aarde, daar waar ek nie kan sien nie, lê daar 'n saadjie wat kan ontkiem en 'n blom kan word. En dat ek dan, terwyl ek in die woestyn staan, en terwyl ek hierdie barre aarde rondom my beleef, sal dankie sê, dat God by my is. Ja, al het ek niks meer van God se seëninge nie. Dankie te sê, God, ek het vir jou, ek het vir u is by my, God is hier, Immanuel. Vriende, ons lewe bestaan eintlik uit twee komponente, ons leef twee lewens. Of kom ons sê liewer, ons lewe is opgedeel in twee dele. Daar is die een deel wat ek van vandag, dit wat ek nou beleef. En dan is daar die tweede deel, en dit is waarop ek wag. Dis wat nog moet kom. Ek is nou hier, maar ek kan nie wag dat ek klaar is met skool nie. Dat ek klaar studeer het nie. Ek kan nie wag dat Kersfees moet kom nie. Ek kan nie wag dat dit net 2026 moet word nie. Ek kan nie wag dat wat ook al in die toekoms gaan gebeur nie. En dis baie keer hierdie tweede deel, hierdie wag op dit wat nog moet kom, wat ons laat swaar kry. Want sê nou maar net, dit gaan nie reën nie. Sê nou maar net, my laaste paar skape gaan ook dood. Ons sukkel om in die oomblik te leef. Ons sukkel om as alles rondom my afgebrand het, my oor God wat by my is, te kan verbly. Ons sukkel daarmee om as dit moeilik gaan, as die trane oor ons wange loop, as die onsekerheid besig is om my te oorweldig, om dan net te sê, dankie God, dat u by my is, en dat ek geliefd is. As ons sê dat vreugde van God afkom, en as ons regtig in die Bybel glo wat dit sê, dan behoort ons as gelowige mense eintlik die mense te wees wat die meeste vreugde beleef, of die enigste mense te wees wat vreugde beleef. Want die bron van vreugde leef binne in ons. Maar ongelukkig stel ons dit soms uit. Vir môre of oormôre of volgende jaar, as dit weer beter gaan en my omstandighede verander het. Navorsing het getoon dat daar 3 goed is wat vir mense blywende vreugde gee. Dit is eintlik net 1, die ander 2 is eintlik hulpmiddels om die 1 te kan beleef. En die 3 goed is my verhouding met God, dis waaroor ons nog gepraat het, God die bron van ons vreugde. Die tweede een is vriende, en die derde een is om hierdie vreugde wat ek dan het, uit te deel aan ander mense. So ja, eintlik is dit
gaan dit oor God wat die bron is van vreugde. God wat binne in my leef en die vreugde vir my gee. Maar God gee 2 hulpmiddels om ons daarmee te help. En die een is, of miskien is dit nie hulpmiddel, miskien moet ons sê, dis 2 geloofsdissiplines. Dis 2 goed waarmee ons elke dag moet besig wees. En die een is, dat ek tyd sal spandeer met mense wat vreugdevol is. Dat ek sal uitkom by mense wat my opbou, wat vir my energie gee, wat vir my lus gee vir die lewe. Kom uit by mense wat ook jou gawes raak sien en jou kan ondersteun om dit uit te leef. Hulle is die instrumente wat die saadjie onder die grond laat ontkiem en laat opkom, sodat jy 'n blom kan word, weer vir ander mense. En die tweede is, dat ons vir ander mense sal begin leef. Dat ek nie maar net my sal omring met mense wat my kan versterk en my kan voed en my laat glimlag en my vreugde kan gee nie. Maar dat ek hierdie vreugde wat van God afkom en wat ander mense my help om te sien, dat ek hierdie vreugde sal vat en dit sal weggee aan ander mense. Dat ek moeite sal doen daarmee om seker te maak dat ek elke dag ten minste vir een iemand dankie sê vir wie hulle is en vir wat hulle doen. Dat ek ten minste elk nou en dan iemand se menswees sal erken, sodat hulle ook geliefd sal voel. Dat ek sal fees vier in ander mense se teenwoordigheid oor die vreugde wat ek van God ontvang het. Een van ons kinders het hierdie elfie vir my gegee in die afgelope week. En ek dink baie van julle ken hierdie elfies, hulle is bedoel om in jou huis rond te loop en jy moet hom oral soek. En hierdie elfie in ons huis, elke keer as ons hom skuif, of as ek hom skuif na 'n ander plek, of as ek hom moet gaan soek waar jy net hom ergens gaan wegsteek het, dan sê ek dankie vir iemand in my lewe, vir mense in my lewe, vir 'n gemeente in my lewe, wat my regop hou. En dan probeer ek om te dink aan vir wie kan ek 'n elfie wees? Om Christus se vreugde, Christus se lag te kan uitdeel aan ander mense. Moeder Teresa het gesê, as jy gevul is met vreugde, dan preek jy sonder om te preek. As jy gevul is met vreugde, preek jy sonder om te preek. En dan vra ek myself die vraag af, is dit nie maar al waaroor die hele Christelike lewe gaan nie? Om die hoop waaroor ons 2 Sondae gelede gepraat het, en die vrede, die heelheid van verlede dag, om dit sigbaar te maak met 'n glimlag, met vreugde, met dankbaarheid. Om te fokus nie op my omstandighede op die afgebrande veld nie, maar in my toekoms te kan sien hoe hierdie veld nuut raak en weer nuut blom. Daarom is die vraag vanoggend, vriende, wat is tans jou, my woestyn? Wat is tans jou, my
afgebrande stuk veld. John, ek dink vir jou kan dit wees, jou vrou se siekte, en die skok daarvan. Mevrou Visagie, vir jou kan dit wees, of is dit waarskynlik jou man se dood 'n paar weke gelede, en die alleenheid waaraan jy nou moet gewoond raak. Vir iemand anders is dit dalk die diepte waardeur my kinders gaan, en die swaar wat my kinders beleef. Of dalk is dit vir jou die vrees waarmee jy môreoggend op die 15de Desember werk toe gaan, omdat jy so bang is, jy gaan môre hoor, dat jy nie 1 Januarie hoef terug te kom werk toe. Miskien is dit 'n teleurstelling wat jy beleef. Miskien is dit 'n droom wat in 'n nagmerrie ontaard het. Hierdie stuk woestyn gaan dalk nie verander nie. Maar in hierdie woestyn is ons God hier. En oor ons God wat hier is, kan ons bly wees en juig. Al is die doring in ons vlees, en al het ek vir God nou al hoeveel keer gevra, asseblief Here, vat dit net weg. Dan vra die Here vanoggend vir my om dieper te kyk as die afgebrande, swart gebrande stuk grond voor my. En die saadjie, die blombol daarin te sien. En te sien hoe dit gaan opkom en gaan blom. Want God se genade is genoeg. Sy genade, sy krag word juis sigbaar. En dis mos nou wat die blomme in Namakwaland is. Dit word juis sigbaar wanneer ons swak is. Wanneer ons dink ons het die einde van die pad bereik. Ontvang vandag opnuut God se genade reën. En mag ek en jy ervaar hoe die heelheid van God oopbreek in ons gebrokenheid. En hoe die blomme in 2026 sal oopgaan, sodat ons in hierdie land, sodat ons in hierdie dorp, sodat ek en jy in ons gesinne en in ons werkplekke sal kan preek sonder om te preek. Amen. Here, maak van ons die blomme. Maak van ons die elfies. Om raak te sien. Wat ander mense inbou in ons lewe. Maar maak ook van ons die blomme, waarin die wêreld hulle kan verlustig. En hulle nie die afgebrande aarde en die woestyn Namakwaland sal sien nie. Maar die blomme, en die pragt, die lag, die hoop, die vreugde. Here, ons bid vanoggend as 'n gemeente, vir mense wat intens op die oomblik 'n stuk woestynpad beleef. Ons bid vir mense in ons gemeente wat oor baie redes swaar kry. In besonder, Here, wil ons vanoggend vir John en Marinda Hurst bid,
Bid Here dat U vir hulle as 'n familie, terwyl sy so siek is, sal omring met U grootheid en met U liefde, en dat U genade ook vir hulle genoeg sal wees. Maar Here, daar's 'n klomp mense van wie ons nou nie eens weet nie, wie se name ons nie noem nie. Sluit hulle asseblief in by hierdie gebed, dat U heelheid sal oopbreek in hulle gebrokenheid. Amen. Ons het nou nie die familienies vanoggend gewys voor die tyd nie, so ek hoop julle het een geneem by die deure, of dit dalk al gekry Vrydag. Die enigste iets wat ek wil uitlig hierop, is dat julle op die agterkant van die papiertjie sal sien dat verlede Dinsdag aand die kerkraad vir Wian Rousseau, sy naam is W-I-H-A-N, Wian Rousseau beroep het as 'n medeleraar in ons gemeente. So ons noem vandag sy naam en volgende Sondag. En die rede daarvoor is, dis nie net die kerkraadslede wat hom beroep het, maar die gemeente beroep hom. En in hierdie 2 weke bid ons vir hom en vir sy vrou Ayla. En daarna is die beroep amptelik volgende Maandag, Dinsdag. Maar op so 'n manier sê ons almal, ons keer dit goed en ons bid vir hulle. Wian is op die oomblik, ja, dit staan daar, die jeugwerker en aanbiddingsleier. Hy is 'n groot musikant in Pretoria in die Raslou gemeente. Julle is welkom om te kom tee drink na die tyd. En kom ons sing nou hierdie lied wat ons baie keer in die gemeente, Halleluja. En hierdie lied sê ook vir ons iets van die Here wat aarde toe kom, wat 'n mens geword het en wat ons God is. So kom ons staan en ons sing die Halleluja. Son
Nie. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons, om God daar, in daai omstandighede te beleef, en om daar, vreugde te beleef, en daardeur mense tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die nabyheid, die wysheid, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle bly, en sal met ons wees.